Donderdag 28 Mei was dit die herdenkingsdatum van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, bykans 2000 jaar gelede. In die Nuwe Testament vind ons verskeie beskrywings van hierdie geskiedkundige gebeure wat Jesus se hemelvaart in die geskiedenis anker. Dit was ware gebeure. En kom ons kyk na enkele van hierdie verse, soos wat dit in die Nuwe Testament in die eerste plek voorkom. In die Evangelie van Markus, wat verwys na die 40ste dag na Jesus se opstanding, die 40ste dag na Jesus se opstanding, tydens 'n gesprek met sy apostels, toe die hemelvaart plaasgevind het, ons lees in Markus 16 vers 19, nadat die Here Jesus met hulle, sy disippels gepraat het, is hy in die hemel opgeneem en het aan die regterhand van God gaan sit. Daar word die feit gestel. En die Evangelie van Lukas beskryf dit in Lukas 24:50 tot 52. Daarna het Jesus hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Nou die Olyfberg is by Betanië en dit is waar dit waarskynlik gebeur het. En daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. En dan in die boek Handelinge, wat ook deur Lukas geskryf is, verwys Lukas weer daarna, Handeling 1 vers 9, hy is opgeneem terwyl hulle toekyk, 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. En dan in die Evangelie van Johannes het Jesus verskeie kere na sy komende hemelvaart verwys. Ons lees in Johannes 6 vers 61, Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor mor, en hy sê vir hulle, hy het nou vir hulle vertel, hy gaan weg, hy gaan die hemelvaart gaan plaasvind, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af, gee die gedagte julle aanstoot, is eintlik die meer Hebreëse wyse. Wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? So, hy konfronteer hulle met hierdie gedagte. En dan in Johannes 7 vers 33, nog net 'n kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom wat my gestuur het. Johannes 14 vers 28, julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het, dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. So hier sien ons in verskeie verse, hoe dit direk verwys na die hemelvaart self, maar ook hoe Jesus self daaroor gepraat het, en sy verskeie kere sy disippels daaraan herinner het, dat dit gaan gebeur. En dan net 'n gedagte ook dan, die 40 dae, dit word nie spesifiek so beskryf nie, maar dit herinner ons dan ook aan die 40 dae, wat Jesus deur die duiwel, deur Satan in die woestyn getempteer is. En dat dit dan hierdie 40 dae, dat in 'n sekere sin 'n weerspieëling is, maar hierdie keer is daar nie die temptasie nie, maar die oorwinning. Nou, as ons nou oor hierdie verse besin, en hierdie gebeure as 'n geheel, as 'n verdere stap in die verlossingsgeskiedenis van die mens kyk, dan sien ons dat hierdie spesifieke gebeure in werklikheid die mees verwaarloosde gebeure in die lewe van die kerk van ons Here Jesus Christus is. Ten spyte van die feit dat dit werklik van ontzagwekkende betekenis is, ontzagwekkende belangrikheid is. En dis bitter dat dit so geword het. Want dit blyk dat die vroeëre kerk baie meer genee was om ook hierdie dag as 'n groot fees te beskou. En miskien sal die dag nog kom, dat, soos wat ek van tevore vir julle gesê het, hoe ek oor hierdie dae voel, byvoorbeeld Kersfees, wat
'n wêreldsfees geword het. Selfs met Paasfees wat nou op hande is, of die Pinksterfees wat op hande is, dan is dit my bitter jammer dat die wêreld in al hierdie dinge deel, en dat dit eintlik wonderlik sou wees as dit glad nie vakansie daar bevat het nie. Maar dat die gelowiges dan self besluit het, maar daardie dag gaan ons afvat, en ons gaan by mekaar kom, en ons gaan dit vier. Dan is dit die regte gees en gesindheid wat gaan plaasvind. En die wêreld hoef nie daarin te deel met die dinge wat hulle bybring, die dinge wat hulle invoeg, soos die kersbome en die paaseiers en al daardie goed, wat waarlik niks met die boodskap van daardie dag te doen het nie. En dan sal ons waarskynlik as kerk van die Here Jesus Christus 'n meer toegewyde feesdag hê, wat ons dan ook al gedenk. Maar ons moet verstaan dat dit wat nou aangaan, dit is die kerk wat hierdie verwaarlosing laat plaasvind het, omdat die kerk onverskillig geraak het oor die grondliggende leer en die grondliggende doktrines van God se woord. So die kerk is ten volle te blameer. En dalk moet ons as gemeente ook oor hierdie dinge besin en hoe ons dan hierdie feesdae vier. Maar as ons dan weer gaan kyk, as ons na behore hierdie gebeure verstaan, dan behoort dit een van die mees gevierde dae in die lewe van die gelowige. Dit behoort so te wees. Hoekom? Want dit is een van die grootste oomblikke in die geskiedenis van ons Here Jesus Christus. Want dit is een van die 4 pilare van die verlossingsgeskiedenis, van dit wat Jesus gekom het om te doen, die 4 pilare daarvan, maar ook die 4 pilare in ons eie verlossingsgeskiedenis. En ek sal dit nou verduidelik. Nou word dit behoort op dieselfde vlak van belangrikheid te wees, met die geboorte van Jesus in Bethlehem, die kruisdood van Jesus op Golgotha, sy opstanding uit die dood, en dan die 4de ene dan, hierdie hemelvaart van hom, daar in Betanië. Die 4 pilare van ons redding, die 4 pilare waarop ons die Christelike geloof gebou is. Dit vorm saam die pilare van die Christelike verlossingsgeskiedenis. Andrew Murray het dit soos volg beskryf, hy sê, the ascension is one of 4 pillars on which the church is built. Die kerk is op 4 pilare gebou. Faith, geloof, has in its foundation 4 great cornerstones on which the building rests. The divinity of Christ, the incarnation, toe hy hier gebore is, the atonement on the cross, on the cross, the resurrection and his ascension to the throne. The last is the most wonderful, the crown of all the rest, the perfect revelation of what God has made Christ for us. And so in the Christian life, it is the most important, the glorious fruit of all that goes before. Nou waar hy sê, sien dit as die kroningsgeleentheid van Christus se geboorte, sy kruisdood, sy opstanding, en die kroon, om die kroon oor alles te span, letterlik, figuurlik, die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Miskien maak die Engelse woorde dit baie makliker. Christ descended to the earth to be born here. Christ ascended to heaven to return to his Father's throne. Ons kan dit so verstaan, ten einde ons verlossing te bewerkstellig, dit werklikheid te maak, moes Jesus mens word op aarde. Hy moes in Bethlehem gebore word, soos dit in Micha 2 voorspel was, sodat hy as sondelose mens vir ons redding kon bewerkstellig, deur onskuldig aan die kruis van Golgotha te sterf. Verlede week dit ook bevestig. En dit is dan onmoontlik
om aan die kruisiging, wat die volgende stap in die verlossingsgeskiedenis is, te dink, sonder om aan die opstanding te dink. So, Jesus se geboorte, sy lewe, sy ministerie, die kruisiging, die opstanding. En dan is dit ondenkbaar om die opstanding sonder die hemelvaart voor te stel. Dit moes noodwendig daarin uitloop. En ongelukkig mis ons heel dikwels die verband en word die hemelvaart oor die hoof gesien. En is dit jammer, want dit lei tot in 'n groot mate 'n gebrekkige verstaan van ons redding en van ons geloof. Hoe kan 'n mens dan die hemelvaart in menslike terme beskryf? Wel, die naaste voorstelling waarmee ek vorendag kon kom, was om te sê, dink aan byvoorbeeld die Olympiese spele. Dink aan 'n atleet wat sy item wen. Maak nie saak watter item dit is nie, hy wen. En dan die oorwinning, daardie oorwinning van daardie atleet word opgevolg deur die bestuiging van die wennerspodium en die oorhandiging van die wennerskroon. En dit is dan ondenkbaar dat 'n atleet die Olympiese item sou wen, maar nie die bestuiging van die wennerspodium het nie. En dit is in 'n sekere sin vir my 'n analogie hoe ons dan ons redding kan verstaan, dat Christus het alles, hy het die wedloop voltooi, hy het die dood oorwin. En nou volg die opstanding, daardie oorhandiging van die kroon aan die wenner. Want dit is wat in der waarheid gebeur. En dit moet so wees. En ons moet dit so verstaan. En dit is jammer dat ons nie altyd in ons denke dit tot die logiese en die verdere God bepaalde konsekwensie vat nie. Dit is maar 'n swakke menslike terminologie beskryf. Maar ek dink is belangrik dat ons moet daardie beeld hê dat dit is waarlik die kroon word gespan op dit wat Jesus gekom het om te doen. Daarom is dit my gebed dat ons regtig as gemeente nie weer so 'n dag sal laat verbygaan sonder om dit na behore te gedenk nie. Dit hoef nie noodwendig dan, net soos wat ons met Kersfees doen, op daardie dag te wees nie. Alhoewel, die hemelvaart is 'n meer vaster datum as wat Kersfees is, byvoorbeeld, omdat dit altyd 4 weke na die opstanding plaasvind, en altyd op 'n donderdag, soos wat dit destyds gebeur het. In terme ook van die Joodse feeste, is dit 'n bepaalde dag, nie 'n bepaalde datum nie, 'n bepaalde dag. Daarom is dit baie keer vroeër in die maand, of vroeër selfs in April, einde April, maar dan hier is dit nou einde van Mei. So die datum verander, maar nie nie in terme van die feestdae, wat dit volgens die Joodse kalender bepaal nie. As ons dan verder hieroor besin, geliefdes, dan kyk ons weer eens na die groter prentjie, en dan verstaan ons dat Jesus se vertrek in 'n sekere sin, hoor mooi wat ek sê, in 'n sekere sin belangriker was as sy koms. In 'n sekere sin belangriker was as sy koms. En ek noem dit omdat ons met so 'n skeefgetrektheid dan sit, as Kersfees met soveel oordadigheid gevier word, en die hemelvaart gaan as dit ware maar net verby. Sodat ons dan in ons denke en in ons optrede reg daaraan laat geskied. Nou, hoekom sê ek dit? Verstaan dit, en ons weet dit, Jesus se koms was in die teken van belofte, van afwagting wat gaan kom. Sy vertrek, sy hemelvaart, was in die teken van vervulling, afhandeling, prestasie. Die slag was gewen, Jesus het sy taak voltooi. So in daardie opsig is dit belangrik, en nie dat ons ooit sy geboorte kan geringskat nie, glad nie, maar verstaan dit in terme van uit God se oogpunt gesien. Hy stuur sy seun om die taak te voltooi, om 'n taak uit te voer. Na die seun se voltooiing van sy taak, keer hy na die Vader terug, en is dit dan
'n wonderbaarlike geleentheid. Daar is rede om fees te vier, want die taak is afgehandel. En dan ook hierdie gedagte dat in die groter geheel beskou, was een van die beste dinge, een van die grootste dinge, die belangrikste dinge wat Jesus ooit vir ons gedoen het, ook vir sy disippels en sy volgelinge. Wat was dit? Om weg te gaan, om na die hemel terug te keer. Ek sê weer eens, verstaan dit binne die konteks van wat dit gesê word. Want dit was in baie opsigte sy mees grootmoedige taak, sy mees grootmoedige daad, die grootste geskenk wat hy aan ons kon gee, was om te vertrek. En ek sal probeer om dit te verduidelik. Ons sien dat toe hy vir sy disippels gesê het dat hy dit gaan doen, soos wat ons nou uit Johannes gelees het. Hulle het dit nie verstaan nie. En hulle het alles in hulle vermoë gedoen om dit te voorkom. Maar Jesus het vir hulle die noodsaak van sy weggaan beklemtoon, toe hy in Johannes 16 vers 7 die volgende gesê het, en hierdie is in 'n groot mate 'n groot sleutelteks. Johannes 16 vers 7. Ek sê vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. En ons gaan telke male na hierdie ding toe terugkom. Dis amper 'n onverstaanbare stelling. Hoe kan Jesus dit sê? Hoe sê ek, dis onverstaanbaar? Watter voordeel kan daar in sy weggaan wees? Wat kan beter wees as om elke dag, soos die disippels dit gehad het, elke dag in die teenwoordigheid van die vleesgeworde redder, die vleesgeworde God te lewe, elke dag in sy teenwoordigheid? Wat kan beter wees as om in die teenwoordigheid te lewe van hy wat die skares kon voed, siekes genees, mense uit die dood opwek, wat goddelike wysheid vir elke lewenssituasie gehad het, wat die wil van God in elke lewenssituasie laat plaasvind het, wat elke vraag kon beantwoord, wat goddelike wysheid aan almal kon uitdra, wat die verlede, hede en toekoms geken het, en ook vir jou kan vertel wat om te verwag. Wat kan beter wees as om heeltyd in so hierdie goddelike geselskap te verkeer, hierdie goddelike teenwoordigheid te verkeer? Hoe kan Jesus sê, dit is tot julle voordeel? En tog het hy dit gesê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Nou, hoe kan ons dan hierdie stelling verstaan? Hoe kon sy hemelvaart vir sy disippels, sy volgelinge en dan ook vir ons ten goeie wees, tot ons voordeel wees? En kom ons kyk na enkele aspekte daarvan. In die eerste plek sien ons Christus as die oorwinnaar. Dis die eerste antwoord, Christus as die oorwinnaar. Een van die belangrikste beginsels van Bybelinterpretasie is dat die Bybel verklaar die Bybel. Die Bybel verklaar die Bybel. As ons met 'n frase of 'n teks te doen kry, wat ons nie verstaan nie, dan gaan kyk ons in die Bybel, wat die Bybel self oor daardie sê. En daardie miljoene kruisverwysings wat daar in die Bybel is. Julle het al almal daai diagramme gesien, van hoe die Ou Testament en Nuwe Testament mekaar ondersteun, bewys. Dit is juist daarin wat die Bybel geïnterpreteer word, is een van die eerste en die belangrikste beginsels. So ons gaan nie na die wêreld om wysheid in die wêreld te soek om 'n teks te verklaar nie. Ons gaan eers kyk wat sê die Bybel self oor daardie teks, en dit is op die grond daarvan dat ek nou dan die volgende gaan doen. En dit vind ons dan juist hierdie verklaring van die Bybel, verklaar die Bybel, vind ons in Paulus se skrywe aan die gemeente in Efese, wat oor Jesus sy hemelvaart gaan. Efesiërs 4 vers 8, ook 'n belangrike teks. Efesiërs 4 vers 8. En dan skryf Paulus daar aan hulle, daarom sê die skrif. En nou verwys hy na die Ou Testament. Daarom sê die skrif, dus hy sê die skrif verwys het Ou Testament, toe hy na die hoogte opgevaar het,
het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. En kom ek verduidelik dit so. Hier verwys Paulus na Dawid se Psalm 68. Psalm 68. En dis 'n psalm wat deur Dawid, koning Dawid geskryf is, toe hy teen die Jebusiete geveg het. Nou die Jebusiete was een van die 7 stamme wat oorwin moes word, ten einde Israel as grondgebied te vestig en Jerusalem as hoofstad. Dit was Dawid se taak om dit te doen. En Dawid het die Jebusiete oorwin, hy het die stad Jebus oorwin, hy het dit sy hoofstad gemaak en dit Jerusalem genoem. So die Jebusiete was in beheer van daardie gebied rondom Jerusalem, wat ons nou as Jerusalem ken. Hulle hoofstad was Jebus, hulle was die Jebusiete. Dawid het hulle oorwin en hy het Jebus Jerusalem genoem, wat sy hoofstad geword het, maar ons weet dan ook, dit is die hoofstad van God. En ons sal weer na daardie gedagte terugkom. En na sy oorwinning oor die Jebusiete het Dawid Psalm 68 geskryf. Dit was 'n oorwinningslied oor sy vyande. Dit was gebruik vir die, wat ons weet dit, en ons het al voorheen ook daarna verwys, dit was gebruik in daardie dae, dat die oorwinner, wanneer hy oorwinning gevier het, gehad het, dat hy na die stad toe optrek, en dan neem hy gevangenes saam, en hy neem ook geskenke saam, wat uitgedeel word aan die bevolking. En dit is presies hierna waarna Paulus verwys in Efesiërs 4 vers 8. Kyk weer wat sê hy. Toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Jesus het dit gedoen wat Dawid as koning gedoen het, toe hy die oorwinning gevier het. En dit is presies waarna hy Paulus verwys, wanneer hy hier in Efesiërs vir hulle skryf. Jesus het gedoen wat koning Dawid gedoen het, met sy oorwinning oor Jerusalem. En so sien ons, Jesus het die dood oorwin, en hy het sy triomftog onderneem. En dit is dan in terme daarvan dat ons in eerste plek dan moet verstaan, hoekom Paulus hier in Efesiërs 4 vers 8 daarna verwys, maar ook dan hoekom ons moet verstaan, hoekom Jesus gesê het in Johannes, dit is tot julle voordeel dat ek gaan. Hoekom? Want Jesus word as oorwinnaar bevestig. Hy is die oorwinnaar, hy het oorwin, hy het die dood oorwin, hy het Satan oorwin, hy het die sonde oorwin. Watter groter oorwinning is daar moontlik op hierdie aarde? So dit vestig Jesus as oorwinnaar, en in ons gedagtes moet dit voorop wees. So in die mate waarin Dawid dit as aardse koning gedoen het, in daardie mate het Jesus dit as koning en oorwinnaar gedoen met sy hemelvaart, sy triomftog na sy hemelse Vader, na sy hemelse koninkryk. Hier keer Jesus dan terug as oorwinnaar. Hy het die oorwinning behaal, maar ons onthou ook hy het die oorwinning namens ons behaal. Hy het daardie oorwinning namens ons behaal, is 'n baie persoonlike oorwinning. Dit is ons oorwinning ook. En dan met dit dat hy as oorwinnaar dan aangewys word, en oorwinnaar as sy triomftog as oorwinnaar, is dit ook vir ons dan 'n bevestiging van dit wat verder gaan gebeur, en waarby sal ons nou kom. Die tweede plek wat ons moet verstaan is dat dit Christus aan God se regterhand as koning bevestig. Petrus skryf in 1 Petrus 3 vers 22, hy, Jesus, is nou aan die regterhand van God,
nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Presies wat Paulus na verwys het, Psalm 68 in Efesiërs 4 vers 8. Presies dieselfde. Maar nou bring hy daar die verdere dimensie van ons verstaan. Jezus sit nou aan die regterhand van God. En die regterhand van God is die ereplek. Dit is die plek van autoriteit. Dit is die plek van die koning, die een wat mag het om dinge te doen. En daarom moet ons dit verstaan in die sin van, dit was waarlik Jesus se kroningsplegtigheid hier. Dit was sy kroningsplegtigheid deur God die Vader. En dit word byvoorbeeld in Exodus 15 vers 6 bevestig, wanneer Moses daar skryf, O Here, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. Maar hier word God besing. Maar wie is dit wat God se regterhand nou is, en aan God se regterhand is, wat daar die posisie van autoriteit en mag inneem? Dit is Jesus. Dit is die symbool van Jesus se soewereiniteit. Dit wil sê, hy het krag sonder enige beperking. Een van die commentators het die volgende gesê, to say that Jesus is seated at the right hand of the Father is to say, as John Calvin explains, that Christ was invested with lordship, kingship, over heaven and earth, and solemnly entered into possession of the government committed to him, and that he not only entered into possession once for all, but continues in it until he shall come down on Judgment Day. In sitting at the right hand of God, Jesus sits on the throne of his father David. He is the Messiah of Israel, the highest king, the highest of the kings of the earth, and the fulfillment of the Lord's promise to keep the offspring of David on the throne forever. We are not waiting for Jesus to enter into his messianic reign. He enjoys it now. All of his enemies are being put under his feet as his gospel is preached and his kingdom expands. Met andere wat nou aan die gang is, Jesus is besig om sy koninkryk te bou, soos wat hy sy kerk bou. Dit vind tegelijkertijd plaas. En wat nou gebeur is dan die boustadium waarvoor ons dan wag dat dit tot voltooiing kom. Nou, verstaan dit duidelik, Jesus Christus het met sy hemelvaart as oorwinnaar en koning na sy Vader teruggekeer. En dit is belangrik dat ons daardie aspek moet verstaan. En dan die volgende ene, die derde ene, Christus is nou ook ons voorspraak, ons advokaat. Hy is die ene wat ons verdedig. En hier gaan ons na die boek van Hebreërs, waarvan ons nie weet wie die skrywer is nie. Die brief aan die Hebreërs, wat 'n verdere faset beskryf van Christus se funksie aan God se regterhand. En ons lees uit Hebreërs 9 vers 24. Nee, ekskuus, dis Hebreërs 9 vers 42. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is, en net 'n namaaksel van die ware is nie. Dit is nie 'n namaaksel, is nie 'n fake nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan, om nou, terwille van ons, voor God te verskyn. Hy verskyn vir ons, namens ons, voor God. Dit wil sê, hy tree in voor ons. As God na ons kyk, om ons lewens te beoordeel, dan is dit Jesus wat voor ons kom staan en sê, nee, hy is een van myne. En dit is hoe ons dit moet verstaan. Hy is ons advokaat. Hy is ons pleitbesorger. Hy is ons voorspraak by God. Al daardie is ekwivalente van die woord wat hier in die Hebreëus gebruik word. Maar daar is nog meer. Hebreërs skryf ek dat Jesus nou ons hoëpriester is, en dat hy 'n belydenis is, en dat dit 'n belydenis is wat ons styf moet vashou. Nou wat dat Jesus ons hoëpriester is. So hy is die ene wat vir ons intree, en daarmee saam kom dan sy funksie as
as ons intreder by God wat ook die offer bring namens ons. In daardie opsig is hy ook ons intreder by God. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. En wat ons hier sien is, Jesus was inderdaad die offerlam wat namens ons geoffer is. Hy is namens ons geoffer. Hy het sy liggaam en sy bloed in ons plek gegee. Hy het die dood gesterf wat ons moes sterf. Maar hy is meer as dit. Hy is ook die hoëpriester wat terselfdertyd daardie offer na God toe neem en vir God aanbied as die versoeningsoffer. En daardie opsig is hy dan nie net die lam nie, hy is ook die hoëpriester wat die offer aanbied. En daardie dubbele hoedanigheid is ons dan soveel meer verseker van die feit dat ons guns sal vind by God. Ons sal guns vind by God. En dit vat ons dan byvoorbeeld na Romeine 8, daardie geliefde en welbekende hoofstuk in die woord, ons geliefde teks, wat ons verseker dat God se oordeel afgewend is van ons, omdat Jesus vir ons intree. En dan kyk ons na Romeine 8 vers 34, waar Paulus dan skryf, wie sal ons oordeel? Onthou wat het hy in vers 1 van Romeine 8 gesê? Wie sal ons nou veroordeel? Onthou, daar is geen oordeel meer, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dan kom hy sê, en wie sal ons dan veroordeel? En dan maak hy die stelling, dit is Christus Jesus wat gesterf het. Dit is Christus Jesus wat namens ons gesterf het. Maar dan gaan hy verder en sê, maar meer nog, wat ook opgewek is, uit die dood uit opgewek is, en wat aan die regterhand van God sit, nou hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand, en wat ook vir ons intree. Wat ook vir ons intree. Wonderlike tekstdeel daar, Romeine 8 vers 34. Dan is daar die vraag dan, met soveel, ek wil dit meer persoonlik maak, met hom wat vir ons is, wie kan teen ons wees? Is dit die werklikheid van ons lewens, dat ons dit besef, dat wanneer die gevaar of die vervolging of die moeilikheid aankom in ons lewens, dat ons regtig moet vra, met Christus wat vir my is, wie hier op aarde, wat hier op aarde, kan teen my wees? Is daar 'n moeilikheid wat ek nie kan oorkom nie? Is daar 'n vrees wat ek nie kan oorwin nie? Is daar omstandighede wat ek nie bo kan uitstyg nie? Is daar iets wat my kan onderkry? Nee, sekerlik nee. Hoekom nie? Jesus het oorwin, maar meer nog, hy het opgevaar in die triomftog en sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy nou my koning is, waar hy vir my intree, waar hy vir my beskerm, waar hy vir my onderneem. Wie kan teen my wees? Wat kan teen my wees? In die 4de plek is Christus se hemelvaart dan ook waarborg dat hy gaan terugkom om ons te haal. Hoe kan dit wees? Hy het gesê dat hy gaan na die hemel terugkeer. Dat hy na sy Vader gaan terugkeer. Hy het dit gesê. Hy het dit gedoen. Dit is voorspel, dit het gebeur. Maar hy het ook gesê, hy kom terug om ons te haal. Dit word op soveel plekke bevestig. Weer in Handelinge 1 vers 11, met Jesus se hemelvaart, vra die engele, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel?
En dan die antwoord, hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Dieselfde manier wat hy opgevaar het, so kan julle seker wees, gaan hy terugkom. En hy gaan sigbaar wees vir die hele wêreld om te sien. Dis ook wat Jesus in sy laaste week op aarde gesê het in Matteus 24, vers 30 en 31, waar sy wederkoms beskrywe word, sy wederkoms. Dan sal die teken van die seun van die mens aan die hemelruim verskyn. Almal gaan dit sien. As iets aan die hemelruim verskyn, sien die ganse aarde dit. En dan sal al die stamme van die aarde rou klaag. En hulle sal die seun van die mens sien, kom op die wolke van die hemel, met krag en groot heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. Herinnering ook aan byvoorbeeld wat sal gebeur as hy harde trompetgeluid met die wegraping. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemel af, tot die ander einde daarvan. So met beide die wegraping en die wederkoms is dit wat gaan gebeur. En Jesus het die versekering gegee, dat hy kom om die gelowiges te haal, om saam met hom in die huis van sy Vader te wees. En dan kyk ons byvoorbeeld na Johannes 14 vers 2, waar hy daar die belofte gegee het. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Maar daar is die belofte, ek berei 'n plek, en dit gaan julle tuis te wees. Ook in sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17, verwys God na, sy gebed tot God, verwys hy hierna. Vader, Johannes 17 vers 24, Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld lief gehad het. Die wat U vir my gee. En dan wat ons verstaan in die Hebreë prentjie, die bruid van Christus wil hy saam met hom hê. Dit is die begeerte wat hy het. En ook byvoorbeeld in Jesus se gesprek met Maria Magdalena, waar hy vir haar gesê het, dat hy opvaar na die hemel terwille van hulle. Hy het vir haar in Johannes 20 vers 17 gesê, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God. Met ander woorde, julle gaan ook die teenwoordigheid van God as Vader belewe. Nou geliefdes, ons moet onthou dat al hierdie dinge wat vir ons is. In die eerste plek dink ons aan alles wat daar vir is en almal wat daar vir ons is daarbo, God en Jesus Christus. Alles wat daarbo vir ons is, God en Christus, is reeds hier op aarde ook vir ons, in 'n ander sin, maar dit is reeds hier tot ons beskikking. Hierdie is 'n geestelike werklikheid, wat ook sal duur tot in ewigheid, met ander woorde, waar ons nou reeds ten dele in 'n geestelike sin die teenwoordigheid van God en Christus beleef, deur die teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Is dit wat nou ten dele is, gaan dit ten volle word, in die werklikheid wat vir ons wag. Wanneer Jesus dan kom om ons te kom haal, om saam met hom te wees vir ewig. Ons verstaan dus dat Jesus se hemelvaart dan vir ons nie net die belofte is nie, maar ook die waarborg van vervulling van daardie belofte. Want hy het sy wederkoms beloof, dat hy sal kom om ons te haal. En daarom is die hemelvaart die pand van sy koms, van sy belofte, die vervulling daarvan, dat hy sal kom om ons te haal. In die 5de plek is dan, sien ons Christus se hemelvaart as die teken, die bevestiging van Christus as die sender van die Heilige Gees. Christus as die sender van die Heilige Gees. Jesus het die gawe van sy Gees, die stuur van sy Heilige Gees, die geskenk daarvan,
in die eerste deel van sy gesprek met sy disippels aangekondig, daar reeds in Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander trooster of voorspraak, 'n parakleet gee. Dis daar die advokaat, daar dieselfde woord met al daardie moontlikhede, hoe dit vertaal kan word, want is die verskillende funksies van die Heilige Gees, sodat hy vir ewig by julle kan wees. En wat sê Jesus hier? Daar waar julle is, gaan ek die Heilige Gees vir julle stuur, om in my afwesigheid met julle te wees. Want hy is oral. Hy is oral. Onthou, Jesus was op aarde nie alomteenwoordig nie. Hy was beperk deur sy menslikheid. En nou sê hy, ek vaar nou op na die hemel, keer terug na die Vader, maar ek stuur my Heilige Gees om met julle almal te wees, waar julle as gelowiges ook al is. Daar sal ek met julle wees. Ek sal julle harte bewoon in die julle harte wat my tempel is, maar ek stuur ek my Heilige Gees om as voorspraak en trooster vir julle te wees, waar julle ook al in hierdie lewe is. Trooster. Juist daar in daardie omstandighede wat jy in moeilike situasies verkeer, die Heilige Gees is daar. Sy vertroosting is daar. Maak jouself oop vir hom, sodat jy daar die vertroosting kan ervaar. Jesus het gesê, dis wat hy gekom het om te doen. Maar waar soek ons troos? By mense, by dinge? Waar vind ons die Heilige Gees se troos bo alles? In die woord van God. Hy is die skepper van die woord van God. Daarin is sy troos, daar vind ons sy vertroosting wanneer ons na die woord van God gaan, meer as op enige ander plek. In die woord van God, daar tref ons die Heilige Gees in sy volheid aan, want dit is hy wat mense gebruik het om die Heilige Skrif ter skrif te stel, maar hy is die outeur. Hy is daar in 'n besondere sin teenwoordig. En dan, wanneer Petrus preek, daar die eerste preek, daar die vervulling met blydskap en die vervulling van die belofte, op Pinksterdag kom Petrus en hy preek dan, Handelinge 2 vers 33, en hy sê van Jesus, nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is, en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het hy die Gees uitgestort, en dit is wat julle sien en hoor, en dit is wat hulle daardie dag op 'n besondere manier ervaar het, soos het nog nooit weer daarna ervaar is nie. Daar is wel daarna soortgelyke geleentheid, maar nog nooit was dit so op daardie besondere manier ervaar nie, want dit was die eerste keer dat dit so ervaar is, dat hierdie wonder van God se teenwoordigheid op so 'n besondere manier gemanifesteer is. En ons moet net weet dat dit wat in sommige charismatiese kerke gebeur, is nie deel hiervan nie. Want dit wat daardie dag gebeur het, was die spreek van ware, bekende, bestaande tale. En die mense wat daar was, uit al die omstreke van die wêreld wat daar in Jerusalem by mekaar was, het hulle eie taal gehoor. Hulle eie taal gehoor en gesê, maar hulle is dan plaaslike mense, hoe kan hulle ons taal praat? Dit was nie vreemde gebabbel nie. Dis 'n misleiding van die charismatiese kerke wanneer hulle dit verkondig. Dit was ware, bestaande tale wat gehoor is, want daarin is die wonder. Dit sou 'n wonderwerk wees, indien dit nou met my sou gebeur, en ek sou Chinees met julle begin praat, en hier is 'n Chinees wat dit kan vertaal ook nog. Dis wat gebeur het. Nie 'n gebrabbel nie, nie 'n gebabbel nie. God is nie die God van wanorde nie, want dit is daardie gebabbel is net 'n wanorde wat nie deur God gemagtig is nie. En
2 Korintiërs 1 vers 22, en dan spel Paulus die waarde daarvan vir ons uit. Dit is God wat ons ook verseël en die Gees as waarborg in ons harte gegee het. Met ander woorde, wanneer God ons in is en ons besit die Heilige Gees wat hy vir ons gee, dan kom die Heilige Gees en hy vervul ons met daardie wete dat ons God sinne is. Hy herinner ons voortdurend daaraan, onthou, jy is God sinne. Doen hierdie ding in vertroue. Gaan na God in vertroue. Aanbid hom met lof. Doen al hierdie dinge as gelowige, want God is die ene wat my gestuur het, die Heilige Gees, om jou hierdie waarborg te gee. Luister na daardie Heilige Gees. Gaan na die woord en vind bevestiging daar. Want God is die een wat ons verseël deur sy Gees. En dan wat Paulus dan ook verder byvoeg in 2 Korintiërs 5 vers 5, dat hy sê, God het vir ons 'n plek saam met hom in die hemel gegee. En die Gees is ook waarborg daarvan. Hy wat ons juis hiervoor voorberei is God, wat aan ons die Gees as waarborg gegee het. En nou sien ons dan die groter prentjie in terme van die Gees is, Jesus Christus is die ene wat die Gees gestuur het. Hy was die ene wat gemagtig, gesanksioneer deur God, die Heilige Gees gestuur het na die wat syne is. En geliefdes, soos wat ons nou hier aangaan, vertrou ek dat julle begin verstaan, groter verstaan het, wat Jesus bedoel het toe hy in Johannes 16 vers 7 gesê het, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Want kyk net na hierdie opsomming, ook soos wat julle dit daar op die bulletin het, kyk net na daardie seëninge wat na ons toe kom, omdat Jesus weggegaan het, en wat die gevolge was van sy weggaan, sodat hy dit kon doen. Dank maar nou net daaraan. Jesus as die oorwinnaar, bevestig as oorwinnaar. Jesus as die koning, hy regeer. Jesus as ons voorspraak, ons intreder by God. Die waarborg dat ons self ook 'n hemelvaart gaan beleef saam met hom. En dan dat hy sy heil vir ons hier op aarde nou sy Heilige Gees gestuur het om hier met ons te wees. Kyk net hoe trek God se woord vir ons, en verklaar God se woord vir ons, daardie een vers wat Jesus gesê het, toe hy gesê het, in Johannes 16 vers 7, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. En kyk net na die oorweldigende seën wat na ons toe kom. Ons mag dit nie versmaai nie, geliefdes. Ons moet dit verstaan, en waar ons dan hierdie dinge leer, moet ons harte en ons gedagtes vervul daarmee. Vul daarmee. En ons doen dit deur dit as die waarheid te aanvaar en daarvolgens te lewe. Dit is wat die Here van ons vra. En dan lewe ons elke oomblik daarvolgens. En ek wil nou ten slotte dan die volgende vir julle sê. Om Jesus se hemelvaart na behore te verstaan, moet ons dit nie net sien as daardie spesifieke gebeure wat in die Bybel beskryf word, verskillende tekste wat ons gesien het nie. Ons moet dit ook nie net sien as 'n Christelike lering, wil sê doktrines van die woord nie. Maar ons moet dit sien eerder as die groter prentjie van God se verhouding met die mensdom, met ons as syne. En ons moet dit ook verstaan in terme van die waarborg vir ons uiteindelike bestemming. Die waarborg van ons uiteindelike bestemming. En nou noem ek die volgende punte. Eerstens, dat die hemelvaart dui op sy verheffing en terugkeer na die Vader. Ja, ons het dit reeds gesê. Maar ons verstaan ook nou hier 'n nuwe verhouding tussen Jesus en God. 'n nuwe verhouding tussen Jesus en God. As dit moontlik is,
Ons dink in terme van menslike verhouding. God die Vader is tevrede met wat die Seun vermag het. En hy plaas sy stempel van goedkeuring op dit wat die Seun vermag het. En daardie goedkeuring stort op ons neer in seëninge wat vermenigvuldig. 'n nuwe verhouding tussen God en Jesus. Tussen die Vader en die Seun. En die resultaat daarvan is net meer seën en genade en liefde vir ons as syne. In die tweede plek, die hemelvaart is 'n sleutelelement van ons geloof. Want dit bevestig Jesus as God. Bevestig Jesus se goddelikheid. Dit bevestig sy oorwinning oor die dood en die sonde en Satan. Wat weer eens na ons toe deurwerk, geliefdes, want dit is nou vir ons moontlik. Vir die eerste keer na redding is dit vir die gelowige nou moontlik om die Satan en die sonde en die dood te oorwin. Die dood het Jesus namens oorwin. Maar ons kan nou deur ons keuses, kan ons Satan en die sonde oorwin. Deur die keuses wat ons maak, wat God vir ons in staat stel om te doen, deur sy gees en sy woord, daardie lig wat hy vir ons gee om volgens te lewe. Weereens, die seën wat op ons uitgestort word. Oorweldigende seën. En ons word gereinig. Ons word skoongemaak in daardie proses, want dit lei ons na ons sondebelydenis en dit lei ons na 'n skoner stand voor God. Omdat elke keer wanneer ons dit doen, word ons meer en meer gereinig. En is dit in ons lewens sigbaar dat God in ons gewerk het. Dat ons skoner is. Daarom is dit, en ek seker julle het dit ook al beleef, dat 'n mens by geleentheid in mense se teenwoordigheid kom en jy kry met iemand te doen wat 'n oop gesig het. Jy ervaar hom of haar as iemand met 'n oop gesig. En jy kan onmiddellik met hom of haar 'n verhouding aanknoop asof julle jare al vriende is. En dit is 'n geloofsverband wat daar is. Maar dit beteken, jy is oop vir die mense. Jy is oop vir jou mense. Jy ontvang hulle met liefde en genade en vrede en vreugde. En dis lekker om by mekaar te kom. Die derde plek, die spesifieke implikasies vir ons as gelowiges. Dit dui baie spesifiek op ons hoop, en onthou, 'n beter woord vir hoop is 'n vaste verwagting op die ewige lewe en die belofte dat ons in God se heerlikheid gaan deel. Die vaste verwagting wat ons het, wat ook lei tot daardie openheid van ons om die wêreld kan kom. Ek is nie bang vir die wêreld nie. Ek is nie bang wat enigiemand aan my kan doen nie. Hoekom nie? Jesus is die een wat my omhels, wat my vashou, onder my, oor my, agter elke denkbare manier, hou hy my vas, beskerm hy my. Ek vrees nie, niemand nie, niks nie. Ek is syne, hy is myne. En ons gaan daardie tyd hê, wat nie meer tyd is nie, want dit is dan ewigheid. Daardie dag wanneer ons tyd ewigheid word, dat ons vir ewig in sy teenwoordigheid gaan wees. In die vierde plek, verstaan ons ook die hemelvaart as deel van die breër konteks van God se plan, die vervulling van sy beloftes, en besonderlik die belofte in Genesis 3 vers 15, en dan die uiteindelike verwesenliking daarvan met versoening en herstel tussen ons en God.
waar ons nou ten dele die teenwoordigheid van God en Jesus, ook deur die Heilige Gees, en in sy woord kan beleef, kan ek my dit nie indink, geliefdes, daardie oomblik wat ons dan God van aangesig tot aangesig gaan sien nie. Daardie herstel wat oor hierdie 6000 jaar loop, wat in Adam en Eva gebroke is, waarin ons deelagtig is, waar ons alreeds ten dele herstel gehad het in Christus, maar waar ons dan hierdie vaste verwagting 'n werklikheid word, in God se teenwoordigheid weer. In God se teenwoordigheid weer. En dan laastens is dit ook God se openbaring, die werklikheid van God se openbaring van sy waarheid, hy wat God is, volmaak God, wat ons in sy volheid gaan aanskou. Dit is die werklikheid wording van God se openbaring aan ons deur sy woord hierdie woord wat hy vir ons gegee het om te verstaan wie hy is en wie ons is en waarheen ons op pad is en wat ons uiteindelik gaan wees. Ons sien juis daar en dan, en dis wat die woord vir ons sê, God se doelbewuste teenwoordigheid en betrokkenheid by ons lewens. God se doelbewuste betrokkenheid en bewustheid in ons lewens. Sy bewuste teenwoordigheid. Ons sien ook sy besliste en pertinente ingryping deur sy toelatende of voorskriftelike wil, wanneer hy bymekaar maak die bruid vir sy seun, wat saam met hom in die ewigheid gaan wees. En dis ons, geliefdes, ons is deel daarvan. Ek het gesê, ons kom weer by Psalm 61 uit. Dawid wat daar die groot behoefte aan redding uitgeskree het. Ons het die werklikheid hiervan, dat ons die voorreg het om God se boodskap verder te hoor, dat daardie redding, daardie hulp, daardie verwesenliking 'n werklikheid in ons lewens is en nog ten volle gaan word. Wat Dawid ten dele voorgevra het en gekry het, het ons in 'n groter mate gekry. Maar ons het dan ook hier baie meer die baie spesifieke belofte van die werklikheid wat ons in gaan wees om saam met God in die ewigheid te wees. Nou geliefdes, as hierdie dinge dan waar is, en dit is wat God se woord vir ons sê, is daar 'n rede hoekom ons dan liefdeloos teenoor mekaar sal optree, in sonde teenoor mekaar optree, dit weerhou van mekaar wat ons aan mekaar behoort te gee, en dit is volle aanvaarding en liefde en genade en vergifnis en al daardie dinge. En dat ons nie dit net sê nie, maar dat ons dit sal doen, dat ons so sal lewe. Dat ons almal vir mekaar oop mense, of mense met oop gesigte sal wees, wat ook die blydskap weerspieël wanneer ons mekaar sien en wanneer ons met ander gelowiges te doen kry.
Is dit te veel van God gevra? Dat ons so sal wees, so sal lewe? Daar soveel vermanings, aanmanings, aanmoedigings in die woord, en baie spesifiek in die sendbriewe aan die verskillende gemeentes, deur die apostels en die ander geskryf om te sê, so moet ons dan nou lewe. En ons hoor dit Sondag na Sondag, dag na dag, wanneer ons in die woord is. Hoe kan ons antwoord hierop? Anders as om te sê, Here, U woord is die waarheid. En ek het net een begeerte, en dit is om so te wees, om ware kind van God te wees in hierdie wêreld, en dat die wêreld U lig in my sal sien. So my antwoord, of my vraag, kom dan nou spesifiek na elkeen wat hier is vandag. Hoe antwoord jy? Wat is jou antwoord? Ek wil nie jou antwoord hê nie. Maar daar waar jy nou sit, antwoord God en sê vir hom hoe jy op hierdie boodskap reageer. Nou dat jy 'n beter verstaan het van wat die hemelvaart vir ons as kinders van God beteken en wat hy vir ons alles daarin bedoel het. Vat 'n paar oomblikke en gaan na hom in gebed. Ons dank U, Hemelse Vader, vir hierdie genade oomblik in ons lewens. Here, ek kan net een ding byvoeg, by die gebede wat U van elkeen gehoor het, en dit is, Here, maak hierdie asseblief die werklikheid van ons lewens. Ons bid dit met danksegging vir die hemelvaart van ons Here Jesus wat ons kon gedenk vandag. Ons dank U vir die beter verstaan wat ons nou het, nadat ons na U woord gekyk het, en hoe U woord het vir ons verklaar het. En ons vra, Vader, rig ons dan ook deur hierdie groter en breër kennis wat ons nou het, om hierdie pad, hierdie nou pad, te stap, in die lig van U woord, in die lig van U waarheid. En ons vra dit, Here, omdat Jesus dit moontlik gemaak het, waarvoor ons U loof en dank. Amen.